Hallo almal, in hierdie les bespreek ek buiteoppervlakte en volume in die graad 8 syllabus en dit gaan oor driedimensionele figure en hierdie is les 1, die inleiding. Kom ons kyk nou eers na 'n vaste vorm. Enige voorwerp wat ruimte beslaan word 'n vaste vorm genoem. 'n Vaste vorm het lengte, wyte of 'n ander naam vir wyte is breedte en hoogte of diepte. Hierdie is nou die afmetings van 'n vaste vorm. So, dit word afgekort deur. Daar, wat nou ingevlieg het, sal jy nou sien, dit is H, dis die hoogte. Daardie is L, dis die lengte. En dan daardie ene is die breedte of die wyte. Vaste vorms staan ook bekend as driedimensionele of 3D voorwerpe. Kom ons kyk nou na 'n veelvlak. Dit is 'n vaste vorm waarin al die oppervlakke plat is. Daar sien jy nou, elke plat oppervlak van 'n veelvlak word 'n vlak genoem. Elke vlak het die vorm van 'n veelhoek. Daardie, elke lynsegment wat deur die kruising van twee vlakke gevorm word, word 'n rand genoem. Daardie, elke punt waar 3 of meer kante ontmoet, word 'n hoekpunt genoem. Prismas. Dit is 'n 3D voorwerp wat twee parallelle, en onthou 'n ander woord vir parallel is ewewydig, en identiese vlakke het wat veelhoeke is. Prismas het 'n paar ewewydige, kongruente vlakke. Dit beteken hulle lyk presies dieselfde, wat eindpunte of basisse genoem word. Die ander vlakke is parallelogramme. So, ons kry iets wat ons noem 'n reëlmatige prisma en 'n onreëlmatige prisma. Nou, daar is nou vir jou voorbeelde van reëlmatige prismas. Nou, hoekom is hulle nou juis reëlmatige prismas? Kom ons ondersoek dit 'n bietjie. Reëlmatige prismas, dit is prismas wat reëlmatige veelhoeke, vorms met gelyke sylengtes en gelyke hoeke as hulle basisse het. Nou daardie ene is 'n driehoekige prisma, want kan jy sien, daardie basis is 'n driehoek. Die volgende ene is 'n reghoekige prisma, want die basis is 'n reghoek. En die laaste ene noem ons 'n heksagonale prisma, want sy basis is 'n heksagoon. Dan, as jy na onreëlmatige prismas toe gaan, dan vind jy daardie ene en daardie ene. Nou kyk nou, hulle basisse is veelhoeke wat nie sye met gelyke lengtes of gelyke hoeke het nie. ‘n Prisma word vernoem na sy basis. ‘n regte prisma het twee basisse wat direk bo mekaar is. Met ander woorde, een onder, een bo. Die res van sy vlakke is reghoeke. Daar sien jy nou een. Daardie ene word 'n kuboïd genoem en dis 'n ander naam vir 'n reghoekige prisma met 6 reghoekige plat vlakke. Met ander woorde, ek gaan nou net vir jou sê, sy basis is 'n reghoek. Daar kan jy nou sien, ek gaan vir jou so wys, daardie, dis sy basis, dit is 'n reghoek. Die volgende ene is 'n kubus. Dit is 'n tipe kuboïd waarvan al die rande gelyke lengtes het, met ander woorde vierkante. So, jy kan ook sien, so met ander woorde, al die vlakke
is vierkante en sy basis, nou moet jy 'n bietjie driedimensioneel dink, is 'n vierkant. Daardie ene, wat lyk soos 'n tent, daai ene noem ons 'n driehoekige prisma. En hier gaan ek vir jou nou wys, 'n prisma waarin die twee parallelle vlakke driehoeke is. En daar kan jy nou sien, daai is 'n driehoek en nou moet jy bietjie driedimensioneel dink. Hierso, daardie gaan ook. As jy so maak, daardie gaan ook 'n driehoek wees. Kom ons kyk nou na voorbeelde in die regte lewe van 'n kuboïd of 'n reghoekige prisma. Daar kan jy nou sien. En 'n ander naam vir 'n reghoekige prisma met 6 reghoekige plat vlakke. Dis 'n kuboïd. 'n kubus, daar in die regte lewe, daardie lyk seker vir jou lekker bekend. 'n reghoekige prisma met 6 vierkantige plat vlakke is 'n kubus. En dan driehoekige prisma, daardie lyk ook vir jou seker bekend. En 'n prisma waarvan die twee ewewydige basisse driehoeke is. Voordat ons aangaan, as jy nog nie subscribe het nie, doen dit sommer nou. Gaan kyk ook na my webwerf onlinemaths.co.za. Die skakel is in die beskrywing hieronder. Like ook asseblief my video en jy is welkom om kommentaar te lewer. Voorbeeld 1. Klassifiseer elkeen van hierdie prismas en gee sy net of sy patroon. Nou, 'n net of patroon, dit is wanneer jy hom nou gaan uitmekaar sny, hom gaan oopvou, sy rande gaan lossny en hom oopvou, dan gaan jy nou sien, dit is sy patroon. Nou kom ons klassifiseer nou eers hierdie ene. Hierdie prisma het eindvlakke wat driehoeke is, kan jy dit sien? Omdat die eindvlakke kongruent en parallel is, kongruent beteken hulle lyk dieselfde, dit is albei driehoeke, en parallel is aan die voorkant en aan die agterkant, is dit 'n driehoekige prisma. Die eindpunte is reëlmatige vierhoeke, in hierdie geval is dit gelyksydige driehoeke, en die ander vlakke is reghoeke. Jy kan dit sien, die kante, die onderkant. Dus is dit 'n regte, reëlmatige driehoekige prisma. Nou daar het ek nou vir jou sy net gegee. Dis nou toe ek hom losgesny het en hom oopgevou het. Nou kyk 'n bietjie. Daar kan jy nou sien, dit is die voorste driehoek en dit is die agterste driehoek en dan daardie is die linkerkant, die basis op die grond en die regterkant. Voorbeeld 2. Klassifiseer hierdie prisma en gee sy net of patroon. Hierdie prisma het eindvlakke wat reghoeke is. Die eindpunte is nie reëlmatige veelhoeke nie. Die laterale of sykante is reghoeke. Daarom is dit 'n regte, onreëlmatige reghoekige prisma. Nou hier vlieg die net nou vir jou in. Daardie is 'n sykant en 'n sykant. Daardie is die bokant en die onderkant. Daardie is een sykant en die ander sykant. Voorbeeld 3. Klassifiseer hierdie prisma en gee sy net of patroon. Hierdie prisma het 6 vierkantige vlakke. Die eindvlakke is reëlmatig. Met ander woorde, al 4 rande het dieselfde lengte en al 4 hoeke is dieselfde grootte, want dit is vierkante. Ons sê dit is 'n reghoekige prisma, maar eintlik is dit 'n regte, reëlmatige reghoekige prisma wat ons 'n kubus noem. Daar sien jy ook nou sy net of sy patroon en ek dink dis baie duidelik, jy kan sien, hy bestaan, toe ons hom nou oopgesny het,
uit 6 vierkante. Nou kom ek wys gou vir jou. Hierdie enetjie, dit is daardie ene. Hierdie is die regterkant, dis daardie vierkant, en dan nou hier gaan die linkerkant wees. Dit gaan daardie ene wees. Dan, daardie sal jou basis wees. Hierdie enetjie is die agterkant, wat ons nou nie kan sien nie, want dit is aan die agterkant, en dan daardie ene, dit sal die bokant van ons kubus wees. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. In die volgende video gaan ek die buiteoppervlakte en volume van 'n kubus met jou bespreek en tipiese sommetjies wat jy nou gaan kry om te doen. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.